Rapunzel. Lang gelede, in 'n woeste en gevaarlike land, was daar 'n man en 'n vrou wat lank en geduldig op 'n kindjie van hulle eie gehoop het. Eindelik het die vrou vol vreugde besef dat sy 'n kindjie gaan kry. Hulle het langs 'n pragtige tuin gewoon. Daar was egter 'n hoë muur om die tuin en niemand het dit ooit hier gewaag nie, want die tuin was die eiendom van 'n magtige heks wat oor die hele wêreld gevrees is. In die man en vrou se huis was 'n klein venstertjie wat op die tuin afkyk. Op 'n dag staan die vrou voor die venstertjie en sien in die tuin die wonderlikste blomme, bome en towerkruie en die allermooiste Rapunzel. 'n Soort kropslaai, kraakvars en helder groen, en 'n onhoudbare begeerte om daarvan te proe vatbergpos. En die begeerte word by die dag erger, en omdat sy weet dat sy nie van die kropslaai kan kry nie, word sy al maarder, bleker en elendiger. Haar bekommerde man vra: Wat mekeer dan, my liewe vroue? Ag, antwoord sy, as ek nie van die Rapunzel uit die tuin agter ons huis te eet te kry nie, gaan ek sterf. Die man wat sy vrou baie liefhet, besluit: Voordat jy jou vrou laat sterf, moet jy sorg dat sy van daardie Rapunzel kry, al kos dit jou ook wat. In die skemeraand klim hy oor die hekse tuinmuur. Met 'n bonsende hart kyk hy rond. Daar is niemand nie. Hy pluk in allerhaas 'n armvol van die kropslaai en neem dit vir sy vrou. Sy maak 'n bakslaai daarvan en begin lustig smil. Dit smaak egter so voortreffelik dat haar lus daarvoor die volgende dag 3 keer erger is. Sy kan trouens nie rus kry voor haar man beloof dat hy weer vir haar daarvan in die tuin sal gaan haal nie. Hy klim weer in die skemeraand oor die muur, maar toe hy aan die ander kant afspring, skrik hy om boeglam, want die heks staan voor hom. Hoe durf jy na my tuin kom om van my kropslaai te steel? Dit sal jou berou. Ag, ek smeek om genade, sê die man. My vrou het die Rapunzel deur ons venstertjie gesien en so lus daarvoor geword dat sy sou sterf as sy nie daarvan kon kry nie. Die heks se woede neem effens af en sy sê: As jy die waarheid praat, sal ek jou toelaat om soveel Rapunzel te neem as wat jy wil, maar op 1 voorwaarde. Jy moet my die baba gee wat jou vrou gaan kry. Ek sal goed vir die kind wees en dit soos 'n eie moeder versorg. In sy vrees beloof die man die heks net wat sy wil hê. Toe sy vrou kort daarna 'n dogtertjie kry, maak die heks onmiddellik haar opwagting. Hulle smeek haar om nie die kind te neem nie, maar sy lag boos en sê: Ek sal haar Rapunzel noem. En sy draai die baba in haar mantel en neem haar weg. Rapunzel word die mooiste kind onder die son. Toe sy 12 jaar oud word, sluit die heks haar op in 'n toring sonder 'n deur of 'n trap, diep in 'n donker woud. Daar is net 1 klein venstertjie heel bo in die toring. Die enigste mens wat sy ooit sien, is die heks. As sy wil inkom, staan sy onder die venstertjie en roep: Rapunzel, laat jou hare sak, dan klim ek op soos 'n kat op 'n tak. Rapunzel het die pragtigste lang hare, blink soos goud. As sy die heks hoor roep, maak sy die vlegsels op haar kop los, haak dit aan die vensterbank vas en laat dit onder toe val, sodat die heks daarteen kan opklim. Na 'n paar jaar kom 'n koning se seun deur die woud gery by die toring verby. Hy hoor iemand so lieflik sing, dat hy gaan stilstaan om te luister. Dit is Rapunzel wat na haar eensaamheid die ure verdryf, deur na haar eie soet stem te luister. Die koningsseun wil sien aan wie die stem behoort, en soek 'n deur in die toring, maar kan nie een kry nie. Hy ry huis toe, maar die stem het hom so betower, dat hy elke dag hierna na die woud ry om na die stem te gaan luister. Op 'n dag, terwyl hy onder 'n boom naby die toring staan, sien hy die heks aankom en hy hoor hoe sy roep: Rapunzel,
Laat jou hare sak, dan klim ek op soos 'n kat op 'n tak. Rapunzel laat haar vleksel sak en die heks klim daarteen op na haar toe. As dit die leer is waarmee 'n mens bo kom, dan sal ek ook 'n slag kyk of ek daar kan uitkom, besluit hy. En toe dit die volgende dag donker word, gaan hy na die toring en roep: Rapunzel, laat jou hare sak, dan klim ek op soos 'n kat op 'n tak. Die vleksel tuimel met 'n sagte ondertoe. Die koningsseun klim vinnig daarteen op en klouter by die venstertjie van die toring in. Rapunzel het nog nooit 'n man gesien nie. Sy is vreesbevange en tree agteruit. Wie is jy? Hyg sy. Moenie bang wees nie, Sê die koningsseun sag en neem haar hande in syne. Hy het haar lief gekry die oomblik toe hy haar sien. Ek moes uitvind wie so pragtig sing. En hy vertel haar hoe hy elke dag na haar geluister het. Rapunzel voel nie meer bang nie, Trou met my en verlaat hierdie aaklige tronk. sê hy. Die koningsseun is jonk en aantreklik en Rapunzel hou van hom. Ek wil graag saam met jou gaan, sê sy. Maar hoe gaan ek ontsnap? Jy kan by my hare afklim, maar daar is niemand teen wie se hare ek kan afklim nie. Sy dink 'n bietjie na en sê: Bring elke keer as jy na my toe kom 'n stuk sy met jou saam. Ek sal 'n leer daaruit vleg. Wanneer dit klaar is, klim ek onder toe en ry saam met jou weg. Hulle spreek af dat hy elke aand na haar sal kom, want die ou heks kom net in die dag. Die heks vermoed geen onraad nie. Rapunzel is egter so verlief dat sy net aan die prins kan dink. Eendag, terwyl sy die ou heks optrek, sê sy onnadenkend: Sê my tog, hoe is dit moontlik dat jy soveel swaarder is om op te trek as die koningsseun wat in 'n oogwenk bo by my is? O, so, jou klein sondares, roep die heks uit. Wat hoor ek nou? Ek dog ek het jou van die hele wêreld geskei en al die tyd bedrieg jy my. En in haar woede gryp sy Rapunzel se pragtige hare, draai dit 'n paar keer om haar een hand, vat 'n skêr met haar ander hand en boets, parts, knip sy die hare af sodat die lieflike vlegsel op die vloer val. En so onbarmhartig is sy, dat sy die arme Rapunzel boonop na 'n verlate, woeste plek neem, waar sy haar los om in groot hartseer en ellende te lewe. Dieselfde aand maak die heks die afgeknipte vlegsel aan die vensterbank in die toring vas, en toe wag sy vir die koningsseun. Na 'n tyd kom hy daar aan en roep: Rapunzel, laat jou hare sak, dan klim ek op soos 'n kat op 'n tak. Die ou heks laat die hare sak. Die koningsseun klim boontoe, maar in die plek van sy geliefde Rapunzel vind hy die heks wat hom boos en afskuwelik begluur. Ah! Roep sy spottend uit. Jy het jou liefling kom haal, maar die voeltjie is nie meer in die nesie nie en sing nie meer nie. Die kat het haar gevang en gaan boonop jou oë uitkrap. Vir jou is Rapunzel verlore, jy sal haar nooit weer sien nie. En sy stamp die koningsseun uit die toring. Hy kom met sy lewe daarvan af, maar die dorings waarin hy val, steek in sy oë. Nou dwaal hy blind in die woud rond. Vir jare swerf die koningsseun treurig en blind deur woude en oor berge. Hy wil na Rapunzel soek, maar hoe soek mens sonder oë? Hy vra na haar, maar niemand het 'n pragtige meisie met viooltjieblou oë en kort goue hare gesien nie. Toe op 'n dag kom hy in 'n verlate vallei. Iewers hoor hy 'n pragtige singende stem. Ek ken daardie stem. Roep hy uit. Dis my geliefde, my Rapunzel. Hy volg die klank van haar stem en daar, einde te laaste, vind hy haar. Die koningsseun is maar en verslons, maar Rapunzel herken hom oombliklik. Sy omhels hom en huil van vreugde. 2 van haar trane val in sy oë, en met eens word hulle helder en kan hy soos voorheen sien. Toe
neem hy Rapunzel na sy koninkryk en trou met haar. Die huwelik was so gelukkig, dat nuus daarvan oor die hele wêreld versprei het. En toe Rapunzel se moeder en vader die stories oor die pragtige prinses Rapunzel hoor, het hulle geweet dat dit met hul dogter goed gaan, en hulle was baie trots.